Hallo, my naam is Dani Rood en ek dien by Doxadeo Helderberg hier in die pragtige stad Kaapstad. En ek gaan die volgende paar minute saam met jou spandeer en jou fasiliteer rondom ons reeks Becoming Love in 'n groep bespreke. In Doxadeo sê ons baie keer hierdie sinnetjie: We start at finish. En ons glo 100% dat dit die waarheid is, dat Jesus dit vir ons kon doen het, die kruis was 'n sukses, hy's besig om dit te doen met ons, en hy doen dit in ons. Maar in die sinnetjie, we start at finish, lê die woordjie start. Eintlik wanneer ons by die einde kom, is ons maar net by die begin. En die vraag is, if we start at finish, where do we end? Waar is daar die einde? Waar is die horison? Waarna is die Here met jou op pad? Nadat jy die evangelie gehoor het, die goeie nuus gehoor het, nadat die volle impak van sy heerlikheid na jou lewe toe geskuif het, wat is volgende? En Paulus kom help ons om hierdie te verstaan, wanneer hy vir ons kom verduidelik, dat dit wat volgende is 'n lewe van liefde. Wanneer ons die uitdrukking word van wat God binne in ons gedoen het, word dit nou ons uitdrukking na buite, en ons doen dit ook aan die buitekant. Jy sien, dit is net die begin, dit is net die eerste tree. En in hierdie week se preek het ons gesien hoe Paulus skryf vir die gemeente van Korintiërs, en ek wil jou sommer uitdaag om hierdie 2 briewe te lees en te bestudeer in die volgende seisoen. Maar Paulus verduidelik vir ons hoe hierdie baie floreerende gemeente, ons moet eintlik so op 'n nota eintlik sê, dis die tipe gemeente wat jy graag sou wil besoek en waarby jy sou starting point toe gaan en waar jy sou wil aansluit en deel word van hierdie liggaam. Dit was 'n pragtige, lewegewende gemeente. Maar hulle het 'n klomp probleme gehad. Hulle het gestoei met goed en dit was asof hulle dit net nie kon regkry nie. En in hierdie week se preek het ons gesien hoe Paulus hulle begelei, maar hy lei hulle na hierdie een plek toe om te ontdek dat alhoewel hulle die evangelie gehoor het en van God hierdie ongelooflike genade ontvang het, is hulle nog steeds bietjie vasgekeer in onvolwassenheid. Die wonderlike ding wat Paulus doen is, hy gee nie vir hulle nuwe reëls nie, maar hy stel hulle bekend aan 'n nuwe konsep, 'n revolusionêre konsep. Hy sê die probleem van onvolwassenheid word aangespreek deur liefde. Nie wanneer ons net 'n daad van liefde doen nie, maar wanneer ons toelaat dat God ons liefde maak, that we become his love. Want die oomblik wanneer ons sy liefde word, dan vat hy ons ook op hierdie massiewe groot projek waarmee hy besig is in hierdie wêreld, naamlik om alles nuut te maak. Hy is besig met nuwe skepping. En wanneer ek sy liefde word in hierdie lewe, word ek ook deel van die projek. Ek word deel van die krag wat besig is om 'n wêreld te verander. Dit is die missie waarop ons is. Ek lees graag vir jou 2 Korintiërs hoofstuk 13 vers 10 en 11 uit die Afrikaans 83 vertaling. Paulus sê: "Verder broers, wees bly. Streef na geestelike volwassenheid." Partykeer dan begeer ek so om net bietjie met Bybelvertalers te stry, want ek hou nie baie van die woord streef hierso nie. Ek dink mik sou beter gewees het. Mik na geestelike volwassenheid. Maar kom ons aanvaar dis wat hier staan. Dan sê hy, aanvaar vermaning, wees eensgesind, leef in vrede, en die God van liefde en vrede sal by julle wees. Die ESV vertaling gebruik die term aim for restoration. Die Amplified gebruik die term be what you should be. Die CSB vertaling sê become mature. Paulus wys die rigting. If we start at finish, where do we end? Ons eindig by liefde, by volwassenheid en by heelheid. En hierdie is die waarheid. Volwassenheid in Christus gaan nie daaroor om die geestelike leer te klim om by God uit te kom nie. Dit het Jesus reeds vir jou gedoen. Geestelike volwassenheid gaan daaroor om jouself te belyn met dit wat jy reeds geword het in Christus. Volwassenheid word nie gemeet aan godsdienstige prestasie nie. Dit word nie gemeet aan kennis nie, dit word nie gemeet aan krag nie. Volwassenheid word gemeet
aan die transformasie in liefde. En 1 Korintiërs 13 gee vir ons die prentjie van hoe lyk 'n volwasse Jesus-volgeling, want dis presies hoe Jesus lyk. Jou groepleier gaan nou hierdie video vir 'n paar oomblikke stop en jy gaan 'n geleentheid hê om bietjie saam te gesels. En ek wil hierdie vraag vir jou vra, of julle dit asseblief as 'n groep sal bespreek. Die vraag is, wat hoor jy? Wat hoor jy in die storie van Korintiërs? En hoe verander dit jou prentjie van wat geestelike volwassenheid beteken? Sal julle 'n paar oomblikke lekker saam gesels en dan kuier ons verder. Ek hoop julle het lekker gekuier en lekker gesels oor wat liefde as die maatstaf van volwassenheid beteken. Paulus gee vir ons 'n verskriklike groot waarheid in sy heel laaste sinnetjie van die tweede boek van Korintiërs. En ons moet eintlik van die eerste gedeelte in hoofstuk 3 waar hy praat oor onvolwassenheid, moet ons spring na die einde van 2 Korintiërs 13. En ek lees graag vir jou hierdie woorde. Dit is baie bekende woorde. Dis die seën wat uitgespreek word aan die einde van 'n diens baie keer in ons kerk opset. Hoor wat sê hy? Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal wees. Hierdie is nie net 'n seënuitspraak nie. Hierdie is 'n raamwerk. Hierdie is 'n bloudruk vir hoe volwassenheid, hoe volledigheid, hoe heelheid in Christus lyk. Sien, dis wanneer ons die liefde van die Vader, daardie agape liefde, die onvoorwaardelike, opofferende, nimmer eindigende liefde van die Vader in sy volheid aanvaar, soos wat Jesus dit gedoen het, toe die Vader oor Jesus sê, dit is my geliefde seun in wie ek welbehaag het. Sien ons die oortuiging by Jesus, hoe lyk dit om te leef in die liefdesoortuiging van die Vader? En dan word Jesus se lewe 'n refleksie van daardie liefde. Elke mens met wie hy praat, elke omstandigheid waarin hy kom, elke situasie word gevul met die teenwoordigheid van die liefde van die Vader, wat reeds oor Jesus uitgespreek is. Die eerste tree in ons groei na volwassenheid is om te leef in die liefde van ons Vader en dan om dit te gee. Paulus sê die tweede ding is die genade van Jesus. Daardie woordjie charis verwys na 'n inleen tot die voordeel van ander. Dis 'n dienskneg gesindheid. Dis wanneer ons Jesus sien in die tuin van Getsemane in daai laaste oomblik, wanneer hy eintlik vir die Vader vra, is daar nie 'n ander opsie nie. En dan opstaan en na sy disippels toe loop en sê, hulle is hier om my te arresteer. En Jesus leen in. Hy leen in tot die voordeel van die mensdom. Ek en jy moet daardie volheid van sy genade ontvang, in sonde vergifnis, in nuut word, en hoe genade ons leer om 'n geregtige lewe te leef, dit verander ons karakter, wanneer genade met ons gebeur. En dan leef ons daardie genade uit na 'n wêreld, na elke mens wat ons ontmoet, in elke omstandigheid, net soos wat ons gesien het in die lewe van Jesus. Maar derdens sê Paulus, dit kan net gebeur as die Heilige Gees ons krag gee om dit te kan doen. En daarom moet ons in hierdie intieme verhouding, in hierdie vennootskap met die Heilige Gees leef. Daai Griekse woordjie koinonia wat praat van geïntegreer, van saam wees, wat praat van by mekaar wees. Wanneer ons in ons elke dag se lewe onder die dominante invloed van die Heilige Gees leef, sal die natuur van God die Vader in liefde uit ons lewe uitvloei. En die genade van Jesus sal oral sigbaar wees in ons lewe. Verbeel jouself vinnig 'n prentjie van 'n koppie vol tee. Wanneer ek en jy die genade van God en die liefde van die Vader aanvaar, dan word die koppie vol van sy liefde. Wanneer ek loop met 'n koppie tee en ek mors per ongeluk 'n bietjie tee, al wat uit die koppie uitkom is tee. Daar's niks anders nie. En God se plan met my en jou lewe is dat ons so sal leef in die volheid van sy liefde, in die volheid van sy genade en in die volheid van sy Gees, dat orals waar ons kom, ons sy liefde sal uitmors, ons sy liefde sal stort, ons sy liefde sal uitstraal teenoor elke mens in elke omstandigheid en altyd.
Ek wil jou vra of ons nie vir 'n paar oomblikke dit kan doen wat Paulus sê in 2 Korintiërs 13 vers 5. Hy sê, stel julleself op proef en kyk of julle in die geloof is. Toets julleself. Of besef julle nie dat julle in Jesus Christus is nie? Kan ons 'n paar oomblikke vat en stil wees vir die Here en in ons eie harte kyk en die vraag vra, waar trek ons? Nadat ons by die eindpunt begin het toe Jesus het moontlik gemaak het, waarna toe is ons op pad? En hoe ver trek ons in hierdie pad van geestelike groei? Miskien kan julle ook as 'n groep die vraag vra, waar sien ons dit in Jesus se liefde? Waar sien ons voorbeelde van die volheid van die liefde van die Vader, van die volheid van die genade van Jesus en die volheid van die Heilige Gees in Jesus se lewe? En oor 'n paar minute gaan ek vir ons saam bid en jou begelei in 'n gebed. Ek vertrou julle het 'n goeie bespreking gehad en ek wil hierdie sessie afsluit met 'n begeleide gebed. Nie terwyl die woorde van hierdie gebed op die skerm is, wil ek jou eintlik vra of jy nie hardop dit saam met my sal bid, as 'n belydenis van ons geloof, dat die Here besig met ons is, dat die kruis 'n sukses was, en dat die Here met ons op pad is, om presies dieselfde te lyk as sy seun, Jesus Christus. Kom ons gaan saam bid. Vader, ek dank U vir die voltooide werk van Jesus. Dankie dat ek nie die leer van prestasie hoef te klim om by U uit te kom nie. U het gekom en U woning by my gemaak. Ek is in Christus en Hy is in my. Maar nou, Here, wil ek 'n getransformeerde, 'n veranderde lewe lei. Ek wil groei na volwassenheid. Ek wil U toelaat om in my te werk, nie deur prestasie nie, maar deur te verander en liefde te word. Omdat ek U liefde ontvang het, Vader, sal ek die liefde van my Vader weerkaats. Ek sal dit gee en ek sal dit deel met almal, oral en altyd. Omdat ek U genade ontvang het, Jesus, sal ek U genade weerkaats, ek sal dit gee, ek sal dit deel met almal, oral en altyd. Omdat ek U krag ontvang het, Heilige Gees, sal ek in intieme vennootskap met U leef. Ek vra U dat ek sal bekend staan as iemand van liefde. Dankie dat alles in my wat nie liefde is nie, deur U volheid verteer sal word, totdat al wat oorbly U liefde sal wees. Amen. Dankie dat jy saam met ons gekuier het, en ek vertrou dat hierdie volgende 3 weke, terwyl ons deur hierdie boek van Korintiërs gesels, vir jou 'n groot seën gaan wees.